As jy die Bybel op jou selfoon het, maak hom gerus oop. Sal vir my lekker wees vanoggend as jy 'n vorm van 'n teks by jou het, dat ons soos ons gepraat het, die teks kan gaan. Volgens 'n boodskap het so 'n bietjie meer aanloog Chris gevra. Dis 'n lekker teks met 'n probleemstelling of twee. 2 Korintiërs hoofstuk 5 van vers 16 tot 21. Kom ons bid. Ag Here, ons het nou hierdie pragtige liedere gesing. Here, ons het woorde gebruik wat ons nie normaalweg gebruik nie. Dis woorde wat iemand geskryf het. Thank you for those words, Lord. Thank you for the wonderful privilege of being able to take up words that we don't normally use to speak to you. And that we can speak to you together as a family of faith, taking the same words at the same time. Here, net om op 'n manier te demonstreer dat ons saam met een pad is. En dankie dat ons, Here, met hierdie sin van verligting van 'n oomblik na onsself gekyk het en Here, so bewus gewees het van ons eie tekortkoming en ons onvermoë, Here, en dan kon opkyk en kon sê, dankie Here vir u goedheid en u genade en u liefde. Dankie dat ons die vreugde van verlossing kan beleef. Dankie dat u ons bevry van onsself en ons eie sondigheid. Dankie dat u ons in staat stel deur die Gees om oor ons eie sondigheid te heers. Thank you that we no longer are prisoners of our own sin and our own shortcomings. But coming to Christ frees us to live life eternal. Life eternal starts the moment we accept Christ into our life. En Here, dankie vir die woord wat vir ons help, ons wat geroep is om hier ewige lewe te leef, om vir ander mense wat saam met ons leef te wys hoe is dit om ewige lewe te leef. Dat die woord hier is om vir ons te begelei en te help. Ja, vir ons om vanoggend te buig onder die woord. Here, dis 'n ongemaklike teks vandag. Dis 'n teks wat van ons vrae gaan vra wat ons nie noodwendig regtig wil antwoord of eers na wil kyk of eers na wil luister. Maar maak ons gewillig en maak ons sag om u te hoor. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou, ja, die tema van vanoggend is genade genoeg. Dis ook hier van 'n onderskrif rondom dit waar die teks gaan. So jy sal sien as jy vir my kyk by hoofstuk 5, daar by vers 11 is daar 'n opskrif hier. Onthou die opskrifies, die teksnommers het eers baie later gekom. Stefan Joubert skryf in die week in 'n dingetjie wat hy in die Koran sê dat ons in plaas van dat ons storievertellers en storieluisteraars geword het ons mense gehad wat 'n teksies uitkies. So hierdie perikoop of hierdie gedeelte van die teks se opskrifie is die bediening van die versoening. Jy gaan nou sien hoekom dit belangrik is. Nou, kom ek gee net 'n bietjie agtergrond voor ons die teks lees. Hierdie tweede Korintebrief is die 4de brief van Paulus aan Korinte. Dis nie die eerste brief. Hier was groot moeilikheid in Korinte. Dit was 'n gemeente met groot moeilikheid. Mense wat die moeilikheid was so groot dat dit byna aan Paulus se lewe geëis het. So dit klink soos 'n normale gemeente, nie? Soos enige gemeente. Dit het my laat dink aan die tema van vandag. Het my laat dink aan 'n storieetjie van in Spanje, dis 'n Spaanse storieetjie van 'n pa en 'n seun wat so beklei het en so geveg het. Dat hulle het so vervreemd geraak het dat die seun uit die einde weghardloop het. En toe die pa nou klaar was, toe gaan soek hy die seun. En hy is na al die dorpe toe en op die einde is in Madrid toe. Ek kan my Madrid opsit asseblief Peter. Vir die van julle wat in Madrid al was, is dit nie mooi nie. Ek versal dit al. En het in Madrid begin soek in die groot stad om
toe kyk van die ergens sy seun kan kry nie, en later uit radeloosheid het hy 'n advertensie in die koerant gesit, die grootste koerant in die dorp. En die advertensie het nou gelees in Spaans, liewe Paco, sy sê sy naam was Paco, liewe Paco, ontmoet my voor die koerantse kantoor 12 uur Saterdagoggend. Alles is vergewe. Ek het jou lief, jou pa. En Saterdagoggend 8 uur is daar 800 Pakkos voor die koerant se voordeur 12 uur die oggend. Pakko is 'n baie algemene naam in Spanje. 800 seuns wat gehoop het om hulle pa te kom sien, om in versoening of in vergifnis met hom te wees. Vriende, ons smag na vergifnis. Ons smag daarna om onsself te kan vergewe. Jy weet as iets fout gaan, hoe jy jouself kan treiter. Ek sê altyd, ek is so klein bofbal koffie wat ek saam met my dra. Hy is net so groot. En as ek iets fout doen, 'n fout maak of ek doen iets wat ek nie wou gedoen het, en dan haal ek daai bofbal koffie uit en dan slaan ek myself so oor my kop met alles wat ek kan. Jy sien, jy is 'n wat jy hoeveel keer het jy al vir jouself gesê om dit nie te doen nie. Ons smag na vergifnis. Ons het vergifnis nodig, ook om ander te vergewe. Hoeveel keer word 'n mens wakker of sit mens in 'n situasie waar jy die wrok wat jy teen iemand het, of die ongelukkigheid wat tussen jou en iemand anders is, wat dit jou vreet. Jy per ongeluk in die dorp, die probleem van Clarence is die hele wêreld kom hiernatoe. So as jy in Kaapstad is, praat vir iemand, hy gaan nie op die straat loop en jy gaan hom raak sien, dan vat die skynspoor van die straat. Ja, mense kan van hierdie gevoel van wrokkigheid, van moeilikheid ontslaan raak op 'n manier. Mense kan vergewe. Mense kan van weerwraak af wegkom. En interessant, altyd as ek met mense gesels oor hulle verlede of hulle wat ook al. En ons begin praat oor vergifnis, dan breek die gesprek daar. Jo. Ek weet nie hoe dit is. Ek kan nie dit doen. Kan ek vergewe? Kan 'n mens vergewe? Hoe vergewe ek? En dis genade genoeg om te kan vergewe, om selfvergifnis te kan ervaar en om ander te kan vergewe. So, die 4 briewe van Korinthe. Ek het so 'n notaatjie gekry wat soms mooi was in Engels, wat maklik lees. Die eerste brief is 'n verlore brief, ons het hom nie. Op die laaste minste 4 briewe, waarvan ons weet in die teks. Die eerste brief het gegaan oor seksuele sonde in Korinthe, oor ontrouheid en oor seksuele onreinheid. En ons lees daarvan in 1 Korintiërs 5 vers 9. As jy by nota wil maak, jy kan daar gaan lees, Paulus verwys aan die eerste brief, in my eerste brief, in 1 Korintiërs. Die tweede letter is die 1 Korintiërs wat ons in die teks, is die tweede brief. Dit is 'n second letter to the Corinthians. Dis 'n brief wat hy geskryf het na die eerste brief. En dan die derde brief is 'n kwaai brief. In Engels praat hulle van 'n severe letter. En dan dit gaan jy sien in 2 Korintiërs 2 vers 4, vers 7, hoofstuk 7 vers 8. As gevolg van die moeilikheid wat in die gemeente in Korinthe was, het Paulus sy meer verloor en kwaad geword en 'n kwaai brief geskryf. Na sy tweede besoek aan die gemeente. En ons lees in die teks uit dat die gemeente wil om die lewe bring. So hierdie is 'n kwaai brief. Ons weet nie waar die kwaai brief is nie, weet ons hom nooit gesien nie, maar Paulus praat van hom in 2 Korinthe. En dan die 4de brief is 2 Korintiërs, wat 'n versoenende brief is. Wat hy geskryf het voor sy 3de besoek. Dat 'n brief is wat probeer het om die water te kalmeer. So kom ons vat by hoofstuk 5 vers 16, kom ons lees in die teks daar.
Hy sê ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. So hy begin met 'n teologiese probleem by die gemeente gehad, dat het verkeerd gedink oor wie God is, op hulle term. En hy sê, kom ons begin nou nie, kom ons raak nou rustig. Kom ons begin om Christus korrek te beoordeel. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens, die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van die versoening bestaan daarin, so met ander woorde versoening, belangrike woord, kom nou na hom toe. Wat is versoening? Boodskap van die versoening is dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Versoening en vergifnis. Sien jy dit? Wat is die versoening wat vir ons gegee is? Die bediening van versoening, streep vergifnis. Ek gaan nou onderskeid tref tussen die twee. Vers 20. Ons tree dus op as gesandte van Christus en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus. Aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Ontvang God se versoening en vergifnis. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek vergewe kan wees. Amper 'n echo van die vorige vers in vers 19. Amper 'n herhaling daarvan. So, gaan vir my na vers 13 toe, in hierdie selfde teks, 5. Vers 13 lees, as ons in geestesvervoering was ons dit vir God, en as ons met ons verstand is ons dit vir julle. Nou, dis 'n baie ordentlike vertaling van die woord geestesvervoering. Die Griekse woord is exestemi. Exestemi. En dis 'n komplekse woord. En ons het altyd gewonder as studente, Prof Piet het nou vir ons kerkgeskiedenis gegee, ons het altyd gewonder as studente, hoekom moet ons al die verskillende taalvorme van die teks leer, die teenwoordige tyd en die aorismus en die verlede tyd en dit het jou mal gemaak. Want in Grieks is as 'n woord in 'n verskillende grammatika staan, het dit 'n ander betekenis. Die woord wat hier vertaal word met in geestesvervoering is 'n woord wat in sy spesifieke taal verskynsel hier meer praat van om uit plek gegooi te wees, om ontspoor te wees, om van jou verstand af te wees. Nou, dis ook geestesvervoering, maar so 'n bietjie ordentlik vertaal. So Paulus kom amper met 'n verskoning aan. Hy sê, en hy verwys waarskynlik na sy derde brief. Hy sê, ek het dit verloor. Dis 'n mooi Afrikaanse vertaling van hierdie teks. As ons dit verloor het, as ons dit verloor vir God, en as ons nou kalm en rustig met julle praat, doen ons dit vir julle. So Paulus sê, ek het dit ook verloor, julle het dit verloor, maar ek het dit ook verloor. Hier is sy konflik, hier is sy uitbarsting. Wat is die medisyne daarvoor? Wat maak mense met die moeilikheid? Vers 16. Hy praat oor die versoening wat in Christus is. Die tranebrief, sê Paulus, is jammer. Waarin hy mense bestraf het, teenstanders, mense wat nie daarom luister. Nou, hoe het Korinthe vir Paulus sê, nadat hy in Korintiërs geskryf het hy saam met Timoteus na Korintiërs gestuur, omdat hy graag wil Korintiërs toe wil gaan. En tydens hierdie besoek is hy beledig, hy is beseer deur 'n persoon wat aksie teen hom geneem het, en die gemeente het daardie persoon nie in die bek geruk. Met ander woorde, iemand het opgestaan en gesê, jy is nie regtige apostel nie, jy weet nie waarvan jy praat nie, daarom 2 Korinthe verdedig hy sy apostelskap. Hy sê van hom, dis hoekom ek apostel is, dis hoekom ek van die Here af is. So was 'n geweldige uitval. En dan kom in Macedonië kom Titus, 2 Korintiërs 7 vers 5. En hy rapporteer aan Paulus dat die kerk daardie persoon onder 'n kerklike tug geplaas het, dat hulle vir hom gesê het, hou op met jou bekleierery
en hulle het hom bestraf en gedissiplineer. En Titus kom sê ook vir hom, jou brief, daai brief, het die gemeente baie seer gemaak. Dit was swaar vir hulle om daarna te luister. Uit die aard van die saak, man Paulus, jy het dit verloor. Jy weet hoe jy is as jy dit verloor het, en jy sê goed wat jy nie bedoel nie, en jy praat emosioneel, en ons maak mense seer, dis wat gebeur het. Wat 'n gemors. Mense wat baie heilig was, is baie tevrede gewees met Paulus se brief. Maar hulle is krities oor hy genadig is, versoening praat. En dan kom die teks na ons toe, van vers 16 tot 21. Oor versoening. Maar is baie interessant, dat ons hier 'n onderskeid moet maak tussen versoening en vergifnis. As ons in die wêreld praat oor versoening, is daar 'n gewillige transaksie by betrokke, nie? Die kommissie vir waarheid en versoening. Wat het by daardie kommissie gebeur? Mense het gekom en skuldig gepleit, ander mense het aan geluister en besluit of hulle vergewe, of hulle eerlik genoeg was, berouvol genoeg was, en. Die ekonomie van versoening het te doen met iets wat uitgedeel word. Verskonings, redes of belydenis. Vergifnis is anders as dit. Vergifnis bestaan los van die transaksie. Met vergifnis is al nie 'n transaksie. Want God het die transaksie afgehandel in Jesus. Met vergifnis is suiwer, absoluut en onlogisch. En al wat jy hoef te doen is om vir jouself te vra, hoe het gekom dat God my vergewe het? Dit is 'n moeilike vraag. Sou jy jouself vergewe het? Vergifnis vra nie vir 'n rede nie. Versoening is nie sleg, die wêreld se verstaan van versoening. Natuurlik nie sleg. As jy jou buurman dan sê, okay, ek gee jou hond vir jou terug. As jy nou op my swembad vol geel kleur vergooi, dan maak ons 'n vrede. As 'n transaksie. Versoening vra nie 'n transaksie. Vergifnis is 'n beweging sonder 'n ekonomie. Versoening gaan oor daar's te min, ons moet uitruil. Vergifnis gaan oor daar's oorvloed. As oorvloed. Ons kan vir mekaar gee. En dis 'n belangrike woord, die woord katalasso, weer Grieks, jy nie daar steur, dit is net katalasso is die woord wat hier vir versoening gebruik word. En as jy mens bietjie die woordeboek gaan krap met katalasso, Grieks is anders as Afrikaans, het sulke kofferwoorde wat jy moet uitpak. Katalasso is 'n woord wat 'n spesifieke betekenis dra. Het gaan oor restaurasie van 'n verhouding, maar ook om 'n vriendskap te begin. In the English way, all things are held in common. Om 'n vriendskap te begin waar niemand mekaar iets skuld nie. Gaan nie oor betaling. Gaan nie oor, maar jy dan gesê jy sal. Katalasso is 'n woord, heel in die begin van katalasso, toe hy begin gebruik is, het gegaan oor die uitruil van muntstukke. Waarin sy groeiende betekenis, en die betekenis wat hy waarskynlik, die diep betekenis wat hy hier vat, is dat God met ons in 'n vriendskap tree, waar niemand meer vir iemand iets skuld nie. Waar ons nie ou koeie in die sloot het, wat opgegrawe kan word.
waar jy nie jou ou koeie mag opgrawe by God. Mag jy nie met jou ou koeie winkels toe gaan en hulle saam met jou dra nie. Mag jy nie 3 uur in die oggend as jy badkamer toe gaan en jy kom lê in die bed en wag om te slaap, die ou koeie by mekaar hark en vir hulle kyk en sê, "Haai, my lewe dit is 'n verhouding waarom daar nie meer ou koeie is. Ek het nie betaal vir iets nie, ek het nie geruil vir iets nie." Vergifnis hier in 2 Korintiërs gaan oor 'n nuwe skepping. Met ander woorde, hier was vyandskap, hier was afbreek, hier was moeilikheid soos in Korinte, en God maak 'n nuwe skepping, waar niemand vir niemand iets skuld. Daar is nie so iets soos vergewe en vergeet nie, vriende. Daar is nie so iets soos vergewe. Ons vergeet nooit. Daarom is vergifnis so belangrik. Want vergifnis is die ding waarmee ons die swaar neersit. Vergifnis is wat God gedoen het om te sê, ek sien jou sonde, ek sien jou ongehoorsaamheid, ek sien jou geneigtheid om verkeerd te loop. Ek het gisteraand weer beleef hoe jy van die pad af is, maar ons is in 'n verhouding waar niemand iets skuld nie. Vrylike, oorvloedige genade. Vrylike, oorvloedige genade. Vergifnis is soos om in onvergewensgesindheid te leef, is soos om gif te drink en te hoop die ander ou gaan dood. En ek is van mening dat ons meer sukkel met ons eie vergifnis as die vergifnis van ander. Wat sê Jesus? Vergewe ander soos God julle vergewe het. Hierdie versoening, hierdie nuwe verhouding, hierdie nuwe skepping, waar niemand iets skuld is waarin ons saam met God is. In onsself. So ons het 'n klompie boere in ons gemeente, wat tog te dankbaar sal wees, as jy vandag jou ou koeie hier in die gronde los. Ons het lorries, ons sal hulle aanry, vir hulle vetvoer en verkoop op die mark. Jou ou koeie wat maak dat jy nie kan vergewe nie, want as jy jouself nie kan vergewe nie, weet jy hoe dit voel om te vergewe nie, vriende. Swaar. As ek nog redes soek waarom ek gestraf moet word. Wat het ek op ons volgende preekie? Daar sê, wat is genade? Dan is genade dan genoeg. Ons sien in die teks, genade is oorvloedig. Genade is nie genoeg. Genade is oorvloedig. God se genade is oorvloedig. As jy dit wil waag vandag om te sê, ek het iemand om te vergewe. As jy dit wil waag vandag te sê, ek het nodig om myself te vergewe. Ek het nodig om goed koeie uit die kraal uit te jaag, hier op hierdie terrein. Genade is oorvloedig. Dit hang nie af van jou of iemand anders se vermoë om reg te maak. Dit is irrelevant. Wanneer ek besluit om iemand te vergewe, laat ek dit. Dis 'n eensaidige aksie. Beteken vergifnis dat ek erken dat iemand nie verkeerd opgetree het, glad nie. Al wat ek doen is ek los die wrok, los ek. Maar dit is 'n vrylike daad, want ek is met hierdie oorvloed genade. In plaas van om hierdie onvergewensgesindheid saam met jou te dra, hierdie bitterheid saam met jou te dra, en bitter te word as gevolg daarvan. Lelik te word as gevolg daarvan. Dis is gif wat in jou liggaam verstrooi. Sê die Here, hier's 'n manier. Ek weet hoekom 'n gemeente terug van 'n geveg waar hulle die dominee wil doodmaak. Hoekom hulle terug van dit af? Wat hulle met wapens mekaar op die kerktrein gekry het. Wat hulle vuis geslaan het voor die kerk in teentyd. Ek weet ons gemeente het haar quota konflik gehad in die verlede. Oor die verkoop van die pastorie en oor baie goed het die gemeente in kampe gedryf. Ons het dit oorleef, ons het dan nie mekaar te lyf gegaan, mekaar geskiet en die predikant onder 'n sweep uit die dorp uitgejaag, sê hulle hier kom nie. Hoe kom mens van daar af na 'n plek van heelheid toe? Nie met 'n transaksie.
Mens kom daardeur neer te sit, nie te maak, niet gemaak in 'n verhouding where all things are held in common. Julle is 'n nuwe skepping. Sit neer die wapens. Hierdie oorvloedige genade laat dat ek vrykom. Dit het niks met die ander te doen. Ek lewer nie normaalweg op Facebook kommentaar nie, want dit veroorsaak net onnodige stres in my lewe wat ek nie nodig het. En gister het 'n vriend 'n ding opgesit oor die synode van Namibië en die rapport se berig van daar's synodes wat te bang is om af te skuif van die algemene synode, wat totale snerk is. En een van my kollegas in Pretoria daarop gereageer en ek het net met hom saamgestem en gesê, dis jammer dat 'n subredakteur in die koerant deur 'n sinnetjie te verander, die hele bedoeling kan verander. Maar toe sit ek 'n teks by. En ek sê, die teks sê, Christus is die struikelblok. Hy is die hoeksteen by die struikelblok gekom. En ek bedoel daarmee, Jesus gaan partykeer maar vir mense struikelblok wees. Ons moet dit aanvaar. Man, klim 'n man op die Facebook groep, hy sê vir my, Jan Venter, mense soos jy maak my naar. Wonder wat dit so gesê is, by ons. Nou gaan met 'n teksvers ook. En interessant genoeg het ek nou al groot genoeg geword om net deernis te hê met die broer. Hy sê, as 'n geleerde man, maar deernis te hê met hom. Hy sê, jong, ek is so jammer dat ek jou nou naar gemaak het. Vra verskoning. Maar wat ek bedoel het, is Jesus is die struikelblok. En ons wil dit aanvaar. En mense wil kritiseer, waagtelike kritiek lewer, sonder om nie teendeel te sien. Want hier in Clarens is 'n gemeentetjie van 'n klompie mense. Ons is almal sondaars. Ons is almal mense wat genade nodig het. Maar wie ons maak 'n verskil? Ons hou ons op met ons. Ons draai mense se lewe. Miskien moet hulle baie keer dit opsien. Sy kom drink koffie by my hier in die dorp. Ry oor ek se verslaaplik gee. En dan praat ons hieroor. As jy my ken, sien jy weet ek sê daai oor. En ek hoop ek het genadig en versoenend opgetree. Of die man wat met sy bitterheid loop, hy het 'n ding waaroor hy kwaad is. Hy het iets wat hy nie vergewe het nie. Om vir hom iets te sê van, jonge, ek kan vorentoe toe gaan. God maak ons niet. God maak ons niet. Kom ons sluit af met 'n storie. In Alberta, in Kanada. As jy die nuus gekyk het, sou jy nou baie van Kanada geleer in die laaste tyd. Een van die groot provinsies van Kanada. Reg aan die begin, toe daar nog niks was. Die eerste sendelinge in Alberta gekom, en baie groot oppositie van die inheemse volke, die verskillende Indiaanse stamme gekry. Maar een van die hoofmanne van die Cree-Indiane, C-R-E-E, van die Cree-Indiane, een van die hoofmanne, het sy lewe vir die Here gegee. En Jesus begin volg. En hulle kom 'n gemeente gestig by hulle staan. En nie lang daarna nie, toe word die hoofman se pa deur 'n kryger van die Blackfoot stam vermoor. Nou as jy ooit 'n cowboy fliek in jou lewe gekyk het, sal jy weet wat dan gebeur is. Draai ry sirkels gemaak oorlog. Wat het hierdie man gedoen? Hierdie hoofman. Sy naam was Kepetoon. Kepetoon is sy perd gevat en sy verf en sy spies en dan die dorpie toe gery met die tentjies waar hierdie man gebly het, hom uitgeroep in die middel van die dorp. En hy sê vir die volgende: You have killed my father. So now you must be my father. You shall ride my best horse and wear my best clothes. En die man wat die moord gepleeg het, val op sy knie en sê, My son, now you have killed me. Ek sal jou pa wees. Hierdie ou wat ek is, hierdie ou wat ek was, hy is dood. Deur hierdie vergifnis het hy my nuwe mens gemaak. Dit gebeur.
Ons bid. Lord, when we look into this small piece of the life of Paul and his Corinthians church and all the conflict and the hatefulness and the fighting, sinful egoism, everything that led up to this point in 2 Corinthians 5. It seems too easy that we can grasp your grace and forgive. But Lord, that's precisely what you teach us. We are new people through your Spirit. And as new people, we are no longer slaves of our sinful nature. Ons is nie meer uitverkoop aan ons mense te hier. U genade help ons om los te kom, om vry te kom van die wrokke waarmee ons loop. U genade, Here, wil ons help om los te kom van die haat en wrokke wat ons in ons eie lewe het teen onsself, ons teleurstellings van onsself, ons skaamheid oor goed. Here, U wil ons help om onsself daarvoor te vergeet. En dis ons gebed vandag, ons het gesin dinge, op verskillende maniere het ons gesin. En ons sê dit nou in gebed. Help ons, Here, om vergifnis, werklike versoening, waar daar nie transaksies is, te leef. Ek bid dit in Jesus se naam.